mercy seat. Worthy is the Lamb who was slain, holy, holy is He. Sing a new song of Him who sits on heaven's mercy seat. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Glowing rainbow of living color, flashes of lightning, rolls of thunder. Blessing and honor, strength and glory and power be to you, the only wise King. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. All creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Filled with wonder, awestruck wonder, at the mention of your name. Filled with wonder, awestruck wonder, at the mention of your name. Filled with wonder, awestruck wonder, at the mention of your name. Jesus, your name is power, breath and living water, such a marvelous mystery. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. All creation I see praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. All creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Here is die gesig wat in Openbaring verskyn het, die visioen. Het ons ook 'n stem gehoor wat agter ons praat, en dan val ons op ons gesigte neer, omdat ons hier wil worship, uit ons hart uit, diep uit ons hele wese uit. En hier kom die lof, die eer en die aanbidding toe, Here. Dit is ons gebed vanoggend, dat ons sommer net vir U wil groot maak, vir wie U is, nie vir wat U gedoen het nie, en jy doen baie, maar net bloot sommer vir wie U is. U is heilig, U is almagtig,
U is alwetend. Here, aan U kom al die lof en die eer en die aanbidding toe. Amen. Die Here groet jou in die naam van Hom wat Vader en Seun en Heilige Gees is. Mag jy sy stem hoor, mag jy sy woord ontvang en gaan antwoord op die woord. Amen. Goeiemôre julle. Julle kan staan en saam met ons die Here se naam groot maak. My hart verlang, my siel begeer om my gesig te sien. Ek hoor my naam, die liefde roep, my dieper na die ware rus. Die majesteit oorweldig my, my krone moet val, hier waar ek bly. Die lewensasem sing oor my, en die liefdeslied spoor my hart vir U. Jesus, 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 my beminde. Jesus, Jesus, my begin en my einde, die Here is hy. My hart verlang, my siel begeer om U gesig te sien. Hoor my naam, die liefde roep, my dieper na die ware rus. Die majesteit oorweldig my, my krone moet val, hier waar ek bly. Die lewensasem sing oor my, en liefdeslied spoel oor my hart vir U. Jesus, 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 my beminde. Jesus, Jesus, my begin en my einde. En ek wil sien wat die engele sien, as so heilig sing, as so heilig sing. En ek wil hoor wat die hemele hoor, as so voor U val, as so voor U val. En ek wil sien wat die engele sien, as so heilig sing, as so heilig sing. En ek wil hoor wat die hemele hoor, as so voor U val, as so voor U val. Daar is niemand hoor, daar is niemand hoor, U alleen is heilig. En daar is niemand hoor, daar is niemand hoor, U alleen is heilig. En daar is niemand hoor, daar is niemand hoor, U alleen is
opened my eyes. I love you, Lord. I love you, Lord. You have entered my heart. You have set me apart. I love you, Lord. I love you, Lord. You have given me life. You have opened my eyes. I love you, Lord. I love you, Lord. You have entered my heart. You have set me apart. I love you, Lord. I love you, Lord. You have entered my heart. You have opened my eyes. I love you, Lord. I love you, Lord. You have entered my heart. You have set me apart. I love you, Lord. I love you, Lord. Thank you, Jesus. Set me free. Christ my Savior, you've rescued me. And thank you, Jesus. You set me free. Christ my Savior, you've rescued me. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me. And I'm desperate for you. And I'm lost without you. This is the air I breathe. the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread.
En Here, omdat ons die lewe elke keer op ons eie probeer leef, kry ons seer, maak ons seer. En daarom wil ons regtig waar sê, maar ons is desperaat om u stem te hoor. En ons wil u worship met ons hele lewe. Amen. Terwyl jy plekke inneem as geleentheid vir offergawes, om as deel van ons worship vir die Here dankie te sê vir wat hy vir ons doen. Terwyl jy nog so 'n kollekte inneem, net so nog 2 afkondigings. Hierdie is 'n belangrike ene, dames, vir almal wat die 15 Augustus, die Saterdagoggend hier kan wees. Kom ons maak 'n groot effort daarvan. Ons wil vir Luiperds Vlei Ouete Huis help. Hulle het 'n groot funksie en ons wil graag tussen 700 en 800 dames hier hê. Dit sal verskriklik lekker wees. Dis ook suitable vir hoërskooldogters, Annelie, is ek reg? Asseblief Annelie vra, daar het al reeds so 30, 40 vrouens ingeskryf. 140. Okay. 100. Goed, kyk vir my vrou. 100. Goed, dankie, het hom. 100 dames ingeskryf. Dames, maak 'n groot effort daarvan. Dis R150 en jy kry tee of koffie en eet goed. Jo, en 'n geskenkpakkie. So girls, julle is reg daarvoor. Weet nou nog nie, as jy nog nie ingeskryf het nie, Annelie, waar gaan jy wees? Nee, met hulle jou WhatsApp. Ja, WhatsApp haar, sy gaan vir jou die kaartjies gee en vir jou sê hoe om alles te doen. Dis die 15de Augustus, dit dan nog so 2 maande, so jy kan so bietjie vir bietjie spaar, en dis 9 uur vir 10 uur die oggend, dis Saterdagoggend, so jy maak regtig 'n groot effort daarvan. Dan net so 1 of 2 stukkies terugvoer, oor Franco, ek sien Francis hier, waar is hy daarso? Het gaan goed met hom, is hy by die huis of nog nie? Nog nie. Ma verjaar vandag, maar ons hoop hy kom gou-gou uit. Ons is baie bly dat die operasie toe wel kon gebeur het. Dit Woensdag gebeur, is ek reg, Woensdag, Donderdag. Dit gaan regtig baie goed. Met Karina gaan dit ook al heelwat beter. En dan weet ek met Ian gaan dit ook baie beter. Hulle is besig met velskraping en alles nadat hy in die brand was. So baie dankie vir almal se gebede. En dan wil ek net gou vir Jan Olie is nie vandag hier so seker nie, maar Jan, dankie vir die manne samekoms, oorslaap, kuier, Vrydag aand, dit was regtig 'n groot sukses. Die 20-25 mans wat daar was regtig baie lekker geweest. Dankie vir Olie, ek dink nie hy is vanoggend hierso nie, maar dankie vir sy plek wat hy beskikbaar gestel het en die lekker sop wat ons geëet het, en vir al die mans wat daar was regtig 'n goeie tyd om 'n bietjie saam as mans te kuier. Goed.
Arnold Schwarzenegger. Nou girls, nou moet julle gou 'n prentjie in julle kop kry van hierdie ou. Het julle hom al gesien? Ek het spesiaal nie 'n prentjie want ek gedink dit gaan grens aan julle kwyl wat so gaan loop by die kant van hulle bol. Maar hy was 'n paar keer meneer heelal wêreld kosmos, ek weet nie al van al die goeders, maar hy het eendag gesê, many times at the beach, a good-looking lady will say to me, I want to touch you. And I always smile and say, I don't blame you. Is daar nog sulke mans in die omgewing wat so opgeblaasde selfbeeld het? Dis gewoonlik moet 'n mens as 'n mens gaan praat met tieners en veral hoërskoolkinders, dan moet jy gaan praat oor jou selfbeeld, hoe jy 'n beter selfbeeld moet hê, hoe jy jouself moet boost en hoe die Here dink jy's goed en al dis alles goed en wel. Daai is een speech wat nogal goed kan afgaan. Maar daar's 'n ander speech wat nie so goed afgaan nie. Dis om te sê, hokkaai 'n bietjie. Ek dink jy dink bietjie te veel van jouself en hopeloos te veel aan jouself. En jy wil hê almal moet aan jou vat want jy het so opgeblaasde idee van jouself en ons noem dit trots, ons noem dit bravade, ons noem dit whatever jy dit wil noem, maar Samson sukkel nogal met hierdie ding. Wat hy voel maar ek is net untouchable. Ek moet seker oor die rugby ook praat. Laat my dink aan die leeu's wat 4 weke terug gepiek het, untouchable was en toe land hulle in Europa en daar val die wiele af. Ek wil nie eens praat oor gisterand nie. Ek weet nie hoekom ek wakker gebly daarvoor nie, maar suffer. Bulle, baie geluk vir julle. Stormers, baie geluk vir julle, sterkte vir Leinster volgende week vir julle. Maar goed. Psalm 115 skryf dit so: Nie aan ons nie, Here, nie aan ons nie, maar aan U naam kom die eer toe. Want dis U wat liefde en trou bewys. Nie aan ons nie, dit is nie aan ons nie, en tog wil ons so 'n bietjie van daai shine vir onsself hê. So, laat ek die storie vertel. Ons is besig met Samson, daar's nog 2 weke oor. So as jy nou al moeg is met Samson, jy het nog 2 weke om moeg te wees, om moer te wees. Volgende week gaan ons praat oor risiko's neem, en die laaste week gaan ons sê, ouens wat sterk is, vergeet baie keer die prentjie wat weier is, die groter prentjie van alles. En dit anders is dit gaan 'n 10 preek reeks wees as ons klaar is. Maar Samson se storie gaan nou op hierdie stadium so. Ons is nog by Rigters 15, so is nog eers by 16. Delilah is die volgende girl. Die een met wie hy hier die mekaar was, se naam weet ons nie. Ons noem haar so mevrou Timna, want dis die dorpie waar sy groot geword het, of my juffrou Timna, want sy het nooit met hom getrou nie. Maar omdat haar pa nou gesê het, hulle mag nou nie meer trou nie, het dan maar so op die bachelor's party mos nou 'n ding gebeur. Jy onthou daai storie waar hy gesê, julle is nou 30 ouens, ek gaan vir julle 'n raaisel vertel, as julle dit kan uitlê, dan koop ek vir elkeen van julle 'n pak klere. As jy dit nie kan uitlê, dan moet julle vir my 30, elkeen van julle moet vir my 'n pak klere koop, so ek kry 30 pakke klere. En dan het hy hierdie moeilike riddel wat hy met hulle deel. Hulle kan nie doen uitlê nie, behalwe wat hulle met mevrou Timna of my juffrou Timna 'n ooreenkoms aangaan en sy kneel by hom en hy gee die antwoord vir haar en sy gee die antwoord vir hulle en hulle sê ons het die antwoord en hy's woedend. So woedend dat hy 30 jakkalse vat, seker 60, bind hulle sterte aan mekaar vas, sit 'n fakkel tussen die sterte en jaag hulle in die koringoes in. En daar is die klomp Filistyne se landerye alles afgebrand. En hulle is woedend. Hulle kom met 'n vengeance en hulle kom haal daai vrou, daai amperse mevrou Samson. Hulle maak haar dood, hulle verbrand haar. En hulle verbrand net vir haar nie, hulle verbrand haar pa ook. En hierdie ouens is woedend. En dan staan daar 'n mooi teks, 'n lelike teks, maar mooi teks. Dit het vir Samson so kwaad gemaak dat hy 'n klomp mense verwoes het. Hy het verwoed aangegaan om hulle rond te jaag en toe dog die Filistyne dis nie goed nie. En hulle gaan toe op 'n strooptog deur die Israeliete se landerye en hulle kom toe by 'n dorpie en hulle sê ouens,
julle beter nou oorgee. Julle beter vir Samson nou oorgee, anders gaan ons julle almal verdelg. En 3000 van die klomp Israeliete, die klomp Jode, gaan na die grot toe, en dit klink nie reg nie. Nadat hy 'n klomp mense doodgemaak het, die velde en die landerye afgebrand het, gaan kruip hy weg in 'n grot. Die sterke Samson, met al sy spiere en krag, gaan kruip weg. En daai 3000 afgevaardigdes van die Jode kom na hom toe sê, Samson, jy's baie sterk. Maar ons dink jy oorspeel bietjie jou mag nou. Ons dink dis tyd dat jy jouself oorgee. Nou, dit klink nie heeltemal reg nie, nee. Een ou en 3000 van sy eie ouens moet hom oortuig om oor te gee. Die interessante is, ek het gedog dat 'n kommissie van 12 sou dit kon doen, of 'n kommissie van 6, hoogstens 'n kommissie van 100 mense, maar hoekom 3000 mense? En al wat Samson sê is, okay, ek dink die ouens moet dink, dis bietjie vinnig. Hoekom gee jy so vinnig oor? En hy sê vir hulle, moet my net nie doodmaak nie, maar maak my vas. En hulle bind hom vas met 2 nuwe toue. En kom ons lees die storie. Die manne het hom toe met 2 nuwe toue vasgebind en hom van die rots af weggevat, van sy grot af. Toe hy nou in die dorpie kom en leegie kom, het die Filistyne hard geskreeu en op hom afgestorm. Maar die gees van die Here het vir Samson sterk gemaak en die toue om sy arms was soos garingdraadjies wat brand en sy boeie het van sy hande afgeval. Ek wil op sê, maar dit behoort ons te geweet het. Ons het geweet hulle loop weer in 'n lokval in. En toe kry Samson die vars kakebeen van 'n donkie in die hande en hy vat dit vas en hy slaan 1000 Filistyne daarmee dood. En dis die storie waarmee ek groot geword het toe ek jonk was, van Samson met 'n esels kakebeen en 1000 ouens wat lê. Amazing story. Want dit is nou hoofstuk 15 nie. So die eerste helfte van sy lewe is verby, die tweede helfte van sy lewe begin nou met 'n amazing story waar die gees van die Here, kan ek dit weer 'n keer sê? Die gees van die Here het van hom besit geneem en hom krag gegee. En wow, as die gees van die Here vir my krag gee en ek kan 1000 mense met 'n eselskakebeen, dan lyk dit vir my is die begin van sy tweede helfte van sy storie en dis nogal 'n punt waar mens moet begin, waar mens moet sê, want die volgende vers sê, hy het op sy knieë neergeval en sê, dankie Jesus vir dit wat U vir my gegee het, dankie vir die krag wat U vir my gegee het, Heilige Gees, dankie dat U in my gekom het, dat ek het, dis nie wat gebeur nie, ouens. 'n Mens sou dink dat as 'n mens so oorwinning behaal het, dan gaan hy die lof en die eer vir die Here gee, maar hoor hierso. Toe sê hy, met die kakebeen van 'n donkie het ek 'n hoopie van hulle gemaak. Met die kakebeen van 'n donkie het ek 1000 man doodgeslaan. En toe het gesê, het hy die kakebeen weggegooi en sommer die plek Kakebeenshoogte genoem. Nie 'n kommissie om te sê, hoorie, wat gaan ons hierdie plekname verander nie? Nee, ek noem hom sommer Kakebeenshoogte. Hy kan hom net sowel Samsons hoogte genoem het, want dis ek kan nie begryp nie, hè? Dat hy so arrogant kan wees na die Here vir hom die krag gegee het om te sê, maar it's all about me. Me. En dis nou presies hierso waar sy boodskap in ons wêreld land. Grondvat. Want dis ons. Ek staan verstom as ek sien hoeveel van die groot daar is 'n paar kerke wat nogal erg is om daarop om jy moet eintlik in daai kerk behoort as jy 'n redelike
plek in die samelewing het. As jy 'n groot rugby speler of atleet of 'n filmster is, dan moet jy na daai kerke toe gaan. En dis almal daar in Pretoria se ooste of dit nou CRC is, maar seker grand plekke en jy is baie spesiale plekkies en jy stap in en jy kry spesiale behandeling en dis alles seker spesiale goedjies want jy is deel van hierdie gemeenskap. Hulle en jy noem dit ook op social media. Jy was vanaand weer kerk toe gewees, selgroep toe gewees, maar as by hierdie prominente gemeentes, Kwansy prominente gemeentes. En bewaar hulle siel as hulle nie vir jou die status gee wat jy behoort te hê nie. Wat doen jy dan? Jy vat jy goed in die loop. Na volgende ene toe wat vir jou meer status sal gee. En as jy na die derde ene nie happy is nie, dan stig jy jou eie kerk. Dan preek jy op Instagram of Facebook of wherever. En jy skep vir jou 'n kerkie. Want it's all about me. En as dit nie about me gaan, dan loop ek. En jy kan maar dwars deur die samelewing gaan kyk het hoe werk basse, CEO's met hulle werkers. Hulle het al die glamour, maar die werkers, taaf is vir hulle. Mans wat nie kan aanvaar dat vrouens vooruitgaan in die lewe nie. Dis my plek. Ek is die broodwinner en nou gaan die vrou so 'n bietjie vooruit in haar besigheid of sy dalk status tussen by die vroue federasie en die man sê maar ek is net 'n gewone werker en ek kom nie iewers in by een of ander organisasie nie en ek voel nie goed genoeg nie en ons suffer en dan het ons bekleierery daaroor of kinders wat net nie vir mekaar plek gee op die speelgrond nie. Daai ouens moet geboelie word. Ons almal sit met hierdie selfde ding ouens dat ons nie kan aanvaar dat almal van ons gelyk is nie. En ons wonder daaroor, maar my egoetjie gaan seer kry en ek is so broos. En jou ego moet jy so opblaas om so groot as moontlik te laat skyn. Dit is nie regtig so nie, maar jy moet so grand wees. So ek wil jou voorstel aan die ouens wat met 'n opgeblaase selfbeeld op die verhoog staan. Ek wil jou wys wat staan saam met hulle en daar's net so 5 van die goeters. Wat staan saam met hierdie ouens met hierdie opgeblaase selfbeeld op die verhoog? Kom ons begin met nommer 1. Hulle aanbid, maar dit is nie reg diepte nie. Want jy sien, sodra mens moet worship, sodra mens moet regtig aanbid. Ons het Woensdag aand was ons daar by 'n plek gewees, 'n musiekplek wat so 'n bietjie gepraat het oor worship en oor verskillende genres van worship. Maar een van die goeders wat so belangrik by worship is, dit gaan nie oor my en jou nie. Ja, dit is 'n groot ding om te doen, hè. Want in die moderne musiekstyl, kerkmusiekstyl, gaan dit oor die ou wat die gitaar kan speel of 'n dromme kan speel of kan sing. En dit rookmasjiene en al die ligte en al sulke grand goeders, maar die fokus raak nie meer ons wat vir God die worship bring nie, maar ons worship die ouens wat hier voor staan. Maar dis nie net daar nie, dis oralste so. Ons worship gaan weg van God af en fokus op onsself. As jou ego so groot is, dan is daar nie plek vir God nie. Dan worship jy sing, jy steek die hande op, maar hieronder gebeur daar eintlik niks nie. En as ons nou praat van worship, praat ons nie net van musiek nie, nee. Wat is van ons geld? Ons kollekte is aan die begin van die diens saam met die worship musiek, want dit is deel van ons worship. Ja, ons gooi 'n geldjie in. Ons snapscan. Ons doen al die goedjies. Maar in jou gemoed dink jy, nee wat, hier is sommer nonsens. Dat ek net die gevraagde minimum gee, dis oukei. Net die dominee van my lyf afkry. Van my keus afkry. En ek dink ons dis worship. Nee, dis nie. En dit stop ook nie daar nie. Dit gaan oor, hoe gaan jy by die huis met jou vrou en jou kinders te kere? Of met jou man en jou kinders, for that matter. Want dis ook worship.
Dis ook worship oor hoe jy jou sport beoefen. Met watter attitude jy doen. Ek moet nou weer gym toe gaan, die brom en grom, maar dis jou werk. Hierdie baas vir my is mislik. Dis alles deel van ons worship. Ons hele lewe moet God verheerlikend wees. En as dit nie God verheerlikend is nie, dan is dit swak worship. Dalk omdat ons met hierdie groot stukke enorme trots sit. Asseblief, kan ek jou net asseblief vra? Moenie dink dat trots een van die minor sondes is nie. Kan ek jou net herinner? Die grootste atrocities wat in die wêreld ooit plaasgevind het plaasgevind as gevolg van mense wat so 'n stuk trots op hulle het, soos Hitler. Amper sê ek Trump. Amper sê ek Zuma. Amper sê ek die ouens wat sokker in Suid-Afrika ran of rugby in Suid-Afrika ran. Die CEOs. Die grootste dramas in die wêreld word veroorsaak deur ouens wat 'n opgeblaasde selfbeeld het. Wat voel maar, I'm the main peanut in die pakkie en dit gaan nie oor my en my alleen. En dit is nie waar nie, maar ons het so Samson. Ek slaat julle dood met 1000 van julle met en basta vir God. Dis so tragies. Nommer 2. Jy het gesien, nêrens in die verhaal van Samson is daar enige verwysing na hy het met die Here gepraat nie. Nêrens staan daar hy het 'n liedjie gesing nie. Nêrens word hy iewers ter woestyn toe gestuur en sê gaan werk bietjie hierdie saak met die Here uit nie. Dis altyd net me. Nommer 2. Op die verhoog van 'n self-inflated mens is ook 'n groot klomp dwaasheid. Die verhaal van en ons gaan volgende week weer stil staan daarby. Die verhaal van Samson is 'n verhaal van hierdie is nou nie meer genoeg en nou moet ek nog iets doen. Daar's altyd 'n groter risiko wat hy moet neem en al hierdie keuses wat hy maak, het alles te maak met dom onnoselheid. Die mooi Afrikaanse woord is die woord dwaasheid, maar is eintlik moroonheid, stupidheid. En hy hou aan om stupid goeters met nog stupider goeters, ek weet nie of so 'n woord is nie, maar te vervang. En so gaan hy aan om net stupider te word. En dis die volgende ou wat saam met die Samsons op die verhoog staan. Spreuke 16 staan, op hoogmoed volg ondergang. Op selfverheffing volg die val. Dis gegewe. Dis nooit anderster nie, dis altyd dieselfde. Die derde een wat saam met jou op die verhoog klim as jy so self opgeblaas is isolasie. Dis vir my eintlik tragies. Hierdie ou bereik so baie. Ek wil maak die sterkte aan mekaar vas en hier is die hele Filistynse oes daarmee na hele dis bankrotskap wat gaan hè. Daar val die hele ekonomie in duie. Hulle is woedend vir hom. Hulle wil hom gaan doodmaak en dan raak hy nog verwoeder en hy begin ander mense doodmaak. Nog meer mense. En dan kry ons hom waar? Alleen in 'n grot. Daar's nie pelle nie. Daar's niemand by hom nie. En selfs as hy die kakebeen uithaal en 1000 mense doodslaan, dan noem hy sommer self die plek Kakebeens hoogte. Hy besluit sommer self. Daar's geen raadgewers nie. Trouwens, in so 'n soort van isolasie kan niemand by jou uitkom nie. As jy so groot kop het, hou mense nie van jou nie. Ek moet dit weer vir jou sê. As jy so opgeblaas is, hou mense nie regtig van jou nie. Hulle wil jou please, maar hulle moet so trippel om jou. Hulle moet so saggies loop, want jy het tog al die antwoorde. So hoe sal ek nou nader kom na die groot en magtige koning toe? Nee, almal is bang vir jou. En daarom bevind jy gewoonlik in isolasie. En eventually is daar ook meneer of mevrou teleurstelling wat langs jou staan. So 3 weke, 4 weke terug, is Marne volgende is Marne, is die wêreldrekord vir
maratonne gebreek. Dis nie Marino gewees nie, maar dit was die maraton rekord wat gebreek is. Ek dink is by Londen se maraton. Het vir die eerste keer het 'n man onder 2 ure die maraton gehardloop. Fenomenaal. 2 weke terug kon hulle by die Kaapstad se maraton daarom 2 uur 4 minute maak. Dis die vinnigste wat nog op Afrika geland het. Maar die sleg daarvan is, het gaan net 'n rukkie wees, gaan hulle onder 1:50 hardloop. En dit nie lank nie, dan gaan hulle nog vinniger kan hardloop. Want jy sien, trots is altyd tydelik. Daar sal altyd 'n slimmer, 'n mooier, 'n vinniger, 'n ryker persoon wees en wat jou gaan oorskadu. En dan staan jy, I'm not good enough. Met 'n stuk teleurstelling. Week nommer 10 gaan ons daaroor gesels. Waar Samson eventually van alles gestroop word, alles verloor. En eintlik 'n groot teleurstelling is vir die hele volk. Van die klomp rigters is hy die een wat uitgehaal word gesê word, dis die voorbeeld wat jy nie moet wees nie. Gideon, yes, dis 'n goeie idee. Jefta, goeie idee. Deborah, goeie idee. Samson, not so good. Behalwe in sy laaste sterwensmomente. Maar as 'n stuk teleurstelling as ons oor Samson praat. So saam met jou, as jy 'n groot kop het, dink jy alles is okay, maar eintlik besef ons daar's nie regtig waar diepgaande worship nie. Daar's 'n klomp dwaasheid wat saam met jou staan. Daar's 'n klomp alleenheid wat daar saam met jou staan. Eventually is daar ook 'n klomp teleurstelling. So kom ons kom by 'n antwoord uit. Kom ons kom by 'n plan uit. 3 goeters. Onthou wie jy is. Jy is net 'n mens. Kan ek jou net remind? Daar is 'n God en dis nie jy nie. As ons net dit kan verstaan, dat ek en jy net mense is. Ek dink ons het laasweek of die week voor het ook daaroor gepraat. Ek dink ons het te hoë verwagtinge van onsself. Ons is net mense. Weet julle ouens, dis eintlik ongelooflik bevrydend om te weet ek hoef nie alles te kan ran nie. Ek hoef nie alles te kan fix nie. Ek hoef nie almal se probleme op my te dra nie. Ek hoef nie die savior van die wêreld te wees nie. Hy is daar en hy doen dit. Ek kan maar net inslot in my plek in die samelewing en my gedeelte so goed as moontlik doen. Maar ek hoef nie die hele wêreld te fix nie. En ek weet ons kom in daai soort van saviors mentality, van ek moet alles kan doen vir almal, en jy hoef nie. Jy kan maar soms net sê, hierso is ek, hierso is my gedeeltetjie, hierdie gedeelte gaan ek so goed as moontlik doen, maar jy gaan Paulus skryf daaroor in die kerk ook. Hy sê, julle moet verstaan, elkeen van ons is 'n liggaamsdeel. Jy's nie die hele body nie. Jy's net 'n body part. Jy's net 'n duim of 'n knie of 'n oog, maar jy's nie alles nie. En omdat jy die pinkie is, kan jy sê maar ek het jou nie nodig nie, want jy kan nie ruik nie. 'n Pinkie moenie kan ruik nie. Dis reg. Daar's 'n neus wat moet ruik. En daar's 'n duim wat anders moet funksioneer. Almal het sy bepaalde plek. Onthou net wie jy is. Jy's net 'n mens. En dis eintlik so bevrydend. Dis liberating. Dankie tog. Ek hoef nie alles die hele wêreld op my skouers te dra soos Atlas nie. Ek kan maar die wêreld laat sak en sê, dankie tog. Nommer 2. Onthou ook hoekom jy hier is. Iewers het ons die fout gemaak en dink ek is hier om my koninkryk te bou. Wie se koninkryk bou jy? God se of jou eie? Markus sê Jesus, hy het die menigte mense saam met die disippels nader geroep en gesê, ouens, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, en wil sy naam doodtrek, sy kruis opneem, en my volg. Dit sê hy, toe Johannes en Jakobus 'n bietjie mekaar vas het oor Jesus, ek sal nie linkerkant sit, maar laat my boetie aan die regterkant sit. Ons twee wil langs sit. Jesus sê, julle verstaan dit nie.
Julle snap dit nog steeds nie. Want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor, maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, hy sal dit behou. En dan vra Jesus 2 vrae. Dan sê hy: wat help dit 'n mens tog om die hele wêreld as wins te verkry, sy lewe te verloor? Sê net maar, ek gee vir jou alles. En jy het nie ewige lewe nie, wat gaan dit jou help? Of wat sal 'n mens kan gee in ruil vir sy lewe? En eintlik is al daai goeders useless. Ek dink die belangrikste wat ons vir mekaar sê is, onthou net wie jy dien. Jy dien nie jouself nie. Jy dien nie die dominee nie. Jy dien nie die kerkraad of die gemeenskap nie. In die eerste plek dien jy die Here. So wat ek met 'n storie afsluit. Ek kan dit later maar by jou huis gaan lees in Nehemia. Nehemia sit in die vreemde. Hulle is heeltemal weggeneem uit hulle land uit. En hy sit in Babylonië. Maar hy het vir homself opgewerk in hierdie nuwe plek, in hierdie nuwe dorp waar hy gebly het. Hy het hom opgewerk tot kroegman. Kroegman van die koning. En dis 'n hoë posisie. Sy werk was nie om te sorg dat hy drank is nie, maar as daar 'n bottel wyn oopgemaak word, dan moes hy eers proe. En die koning het hom 'n rukkie dopgehou en gesien, ja, hy gaan hom nie dood nie, so hierdie goed is nie giftig nie, en dan drink hy vir homself. So sy kroegman status was 'n baie belangrike status, dit was 'n veiligheidsstatus eintlik. En sommer so in die begin van Nehemia, dan hoor ons van hom, en dan hoor hy, terwyl hy saam met die koning gekuier het, om te sorg dat die koning nie vergiftig word nie, dat daar 'n verslag inkom, 'n verslag ter tafel gelê word, dat dit nie so goed gaan in Jerusalem, die plek waarvandaan af hy kom nie. Daar het die stad se mure omgeval, is dit vernietig. En die tempel lê in shambles. En hy hoor dit en hy dink, dit kan nie wees nie. Ek kan net nie glo wat my eie godsdiens gebeur het in die land waar we kom nie. En dan staan daar hierdie verskriklike mooi teks. By die aanhoor van die woorde het ek, Nehemia, gaan sit en gehuil en daarlank getreur. Ek het gevas en tot die God van die hemel gebid. En daar neem hy besluit. Ek gaan terug, ek gaan met die koning praat, ek het nou toegang tot hom, ek gaan vir hom vra, kan ek asseblief terug gaan en die stad se mure gaan herbou? En ek dink, almal van ons moet so 'n stadium hê, in Nehemia besluit en sê, maar dit gaan nie goed met my nie. Dit gaan nie goed met die plek waarvan wat ek as man of as vrou behoort te wees nie, of as werker of werkgewer te wees nie. Dit gaan sleg daarso. Ek moet gaan rebuild. Daar's goed in my eie lewe wat ek moet gaan afbreek, nuwe goed wat ek moet gaan inbou, ek moet regmaak. Almal van ons het 'n Nehemia moment waar ons sê, alles is nie wel nie. Al dink ons is sterk en groot. Sit jy met 'n klomp teleurstelling, met 'n klomp isolasie, met 'n klomp vlak worship, met 'n gevoel van, ek sê ek is 'n gelowige, ek kom elke Sondag kerk toe, ek gee my tiendes, ek doen al die regte goeders, maar diep binne my is daar 'n hongerte, ek mis God. Want ek is of self God, of ek het hierdie goeders afgewater, maar ek mis 'n diepgaande worship om God met alles te aanbid. In die volgende vers, gaan na die koning toe, en vra asseblief, kan ek gaan? Die koning sê, jy's gaan. Hier is sommer vir jou 'n klomp goeders wat jy kan saamvat. Maar ek en jy moet by 'n punt kom sê, maar ek huil, en ek treur,
oor my lewe wat nie is wat dit veronderstel om te wees nie. O ja, hierdie was Nehemia. Dit was nie Samson nie. Samson is net so opgeblaase dat dit nog 'n hele hoofstuk vat voordat hy daar uitkom. Daai moment, daai Nehemia moment, is nie vir hom nie. Want dit gaan nog steeds oor me. Ek. Iewerste word ons gestroop daarvan, ouens. Iewerste is dit so dat ons net moet neerval en sê, maar Here, aan U alleen kom al die lof en die eer. Miskien is dit tyd dat baie van ons, en ek sluit myself in, net vir die Here moet sê, Here, het gaan nie oor my nie, maar het gaan oor U. Ekskuus as ek baie van wat oor U gaan, oor my laat gaan het. Ekskuus as ek dink dat dit my grand antwoorde, my grand huis en kar en klere, my grand geleenthede, my grand persoonlikheid, dat dit daaroor gaan. Ons stel onsself soms net tot beskikking van U, want U is ons God. En ons wil U alleen aanbid, Here. Dit gaan nie oor ons nie, maar ons maak dit oor onsself gaan. So ons wil vir 3 goeders vra. Ons wil eers sê, ekskuus daarvoor, Here. Ekskuus dat ons dink dit gaan oor my en my alleen. Me, myself and I. So ons is jammer daaroor, Here. Nommer 2 wil ons vir vra, Here, as dit nou vandag by ons verby is, wil jy ons nie asseblief op 'n manier net weer terugbring by U nie. Selfs al is hierdie boodskap by ons verby en voel ons maar, is nie op my van toepassing, is dalk op my man of my vrou of my baas van toepassing. Here, laat dit asseblief in ons eie lewe inplons ook asseblief. En nommer 3, help ons om te verander. Gee ons hier van binne af anders sal werk om aan U al die lof en die eer te bring. Want dis all about You. It's not about us. Amen. Skadu van die heilige God, die almagtige, ek sal sê, die Here is my vesting, ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God, wie ek vertrou, my God, en ek vertrou U grote naam, die wat glo, sal U nooit beskaam. My God, in wie ek glo, op U sal ek vertrou.
God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou? Halleluja, 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 halleluja. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou? Halleluja, 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 halleluja. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou? U is my God, en ek vertrou U groot naam. Die wat glo, sal U nooit, nooit beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou? U is my God, en ek vertrou U groot naam. Die wat glo, sal U nooit, nooit beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou? So ek nooi jou om saam met my nie op myself te vertrou nie. Een van die goedes waarmee mense sukkel wat net too much vir hulle self is ons kan nie regtig op God vertrou nie. Hy is nie groot genoeg om ons te kan help nie. En vandag kan ons met groot klarigheid vir mekaar verklaar, God is in beheer en hy sal ons dra. Mag die genade van die Here Jesus Christus en mag die liefde van God wat ons Vader is en mag die Heilige Gees se teenwoordigheid jou dra. Sodat jy kan weet jy's okay. Jy kan van jou troontjie afklim. God is in beheer. Amen.